Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Geloof kom deur die beloftes. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Romeine hoofstuk 10 vers 17. Die waarhede van die woord van God voldoen aan die mens se groot praktiese behoefte, die bekering van die siel deur geloof. Hierdie groot beginsels moet nie as te suiwer en heilig beskou word om in die daaglikse lewe ingebring te word nie. Daar is waarhede wat tot die hemel reik en die ewigheid omvat, maar hul lewensbelangrike invloed moet in die menslike ervaring ingewee word. Dit moet al die groot dinge en al die klein dingetjies van die lewe deurdring. Hoe ver kom ons daarvan om die karakter van Christus te verteenwoordig? Vir ons met sy verdienste deur lewende geloof aangryp en hom as ons verlosser opeis. Hy het op Golgotha gesterf om ons te red. Elkeen moet dit persoonlike werk tussen God en sy eie siel maak, asof daar niemand in die wêreld is behalwe hy self nie. Wanneer ons persoonlike geloof beoefen, sal ons harte nie so koud soos 'n ystergewig wees nie. Ons sal kan besef wat die psalmdigter bedoel wanneer hy sê, welgeluksalig is hy, wie se sonde bedek is. Psalm hoofstuk 32 vers 1. God nooi ons uit om self die werklikheid van sy woord, die waarheid van sy beloftes te toets. Hy beveel ons om te smaak en sien dat die Here goed is. Psalm hoofstuk 34 vers 9. Hy verklaar, bid en julle sal ontvang. Johannes hoofstuk 16 vers 24. Sy beloftes sal vervul word. Hulle het nog nooit geval nie, hulle kan nooit val nie. Ons verlosser wil hê jy moet 'n noue verhouding met homself bly, sodat hy jou gelukkig kan maak. Wanneer Christus sy seun op ons laat rus, moet ons danksegging en lof aan sy geliefde naam bring. Maar, sê jy, as ek net kon weet dat hy my verlosser is. Wel, watter soort bewys wil jy hê? Wil jy 'n spesiale gevoel of emosie hê om te bewys dat Christus joune is? Is dit meer betroubaar as suiwer geloof in God se beloftes? Sou dit nie beter wees om die geseënde beloftes van God te neem en dit op jouself toe te pas en jou hele gewig daarop te dra nie? Dit is geloof.